Baie welkom aan elke een, so in die koeligheid. Die winter is nou maar seker hier, ons moet dit seker aanvaar. Ek is nog nie daar nie, glad nie. Ek voel dit moet nog bietjie somer wees. Ek wil gou met julle deel, sommer wat ek raak gelees het vanoggend, Psalm 46, lees ek uit die Passion Translation. Hoor gou, hoe verskriklik mooi is hierdie. God, you're such a faithful, safe and powerful place to find refuge. You're a proven help in time of trouble, more than enough and always available when I need you. So we will never fear, even if every structure of support were to crumble away. We will not fear even when the earth quakes and shakes, moving mountains and casting them into the sea. For the raging roar of stormy winds and crashing waves cannot even erode our faith in you. God has a constantly flowing river whose sparkling streams bring joy and delight to his people. His river flows through the city of the Most High, into the holy dwelling places. God is in the midst of this city, secure and never shaken. At daybreak, his help will be seen with the appearing of the dawn. When the nations are uproar with their tottering kingdoms, God simply raises his voice and the earth begins to disintegrate before him. Here he comes, the commander, the mighty Lord of the angel armies is on our side. The God of Jacob fights for us. So ek het nou net gelees tot en met vers 7. Vers 10 sê, surrender your anxiety, be still and realize that I am God. I am God above all nations, and I am exalted throughout the whole earth. So mooi, nee? So, Psalm 46 in die Passion Translation. Dit was net vir my verskriklik mooi. Kom ek bid gou vir ons, en dan gaan ons praise and worship, en dan gaan Tannie Ina vir ons woord bring. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie dat hierdie die dag is wat u gemaak het, Vader, dankie dat ons kan beleef hoe 'n nuwe seisoen op pad is, hoewel ons almal nie baie van die winter hou nie, weet ons om by die somer uit te kom, moet ons deur die winter gaan, of dan om by die lente uit te kom, moet ons deur die winter gaan. Dankie ook dat so in ons lewe, Vader, u by ons is in elke liewe seisoen. Dankie dat u ons sterk maak, Vader, dankie dat ons oor niks hoef angstig of bekommerd te wees nie, want u is by ons. Ja, Vader, u is ons rots en u is ons vesting. Dankie vir vanoggend ook, dankie dat ons net weer by mekaar kan kom. Wat 'n voorreg, Vader, om net uit u woord te kan lees en te kan leer. Vader, ek bid vir Tannie Ina vanoggend, dat u net deur ons sal praat, en dat u ook ons wat moet luister, net ons geestesoore sal oopmaak vir dit wat u vir ons wil sê. Dankie vir u woord, dankie vir dat u woord waarheid is, dankie dat u woord nooit verander nie. Dankie dat u so verskriklik lief is vir ons elkeen, dankie dat ons elkeen 'n doel het, en dankie dat u ons nooit sal begewe, en u sal ons nooit verlaat nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ag Abba Vader, wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Dankie dat ons kan hier kom staan en u kan loof vir die feit dat ons die bloed van Jesus aan die deurkosyne van ons harte het. Die feit dat ons kan weet dat geen wapen wat teen ons gesmee word kan staan nie, want u planne vir ons is goed. En wat u woord aangaande ons is, dit staan. Help ons om sommer in te klim in hierdie wete in te klim in die wete dat, maak nie saak wat nie. U is met ons, en soos ons net nou gepraat het, al val ek in die middel van die nag, in die middel van die oseaan, van 'n boot af, gaan u weet waar ek is. En dis al wat ons nodig het om te weet. U werk in die detail van ons lewens. U ken daardie klein goedjies in ons lewens. En u praat daarin. Dankie my koning. Amen. Ek dink nou 'n getuienis wat iemand in die week by die Bybelstudie kom gee het, is dat
sy was op 'n plek en sy het haar haarrekkie by die huis vergeet. En sy moes werk en haar hare val die hele tyd so na oë en op 'n stadium sê sy, ag Vader, as ek nou net 'n knippie gehad het. Sy sê toe sy opkyk, toe lê daar 'n knippie op die vloer. So, dis die detail wat hy in my en jou lewe ken. En is dit nie amazing nie? Okay, ons praat vandag so 'n bietjie oor die vroue van die Bybel, maar ek gaan nie al die praatwerk doen nie, julle gaan saam met my praat. Okay, so, dink so 'n bietjie, maar ek gaan begin met 'n storie. Ek wil vir julle 'n storie lees. Ek wil amper sê, raak net weg in die storie. En dan gaan ons na die tyd vinnig bietjie praat oor hierdie storie en dan gaan ons praat oor ander vrouens se storie. Goed, so Vader het vir my verlede jaar hierdie storie gegee en ek kan hom nie so mooi vertel as wat ek hom kan lees nie, want ek het lank aan hom geskryf en ek wil hom vinnig vertel, so ek lees hom eerder. Ek was maar 16 jaar oud. Simeon, my man, 19, sterk en vir my die mooiste wese op aarde. 'n vrolike tergees wat my gedurig om elke hoek en draai skrik gemaak het en as ek dan in sy arms invlieg, het hy my in die ronde getol en gesoen dat ek na my asem snak. Ons het net 1 kort jaartjie saam gehad. 1 kort hemelse jaar. Een genadeloose wrede dag het hulle hom huis toe gebring, sy groot sterk pa, krom van smart en die lewelose vrag van sy jongste. My lewe, my hart, my alles is daardie dag saam met Simeon in die dorre aarde begrawe. Na my routyd verby is ek aan Simeon se oudste broer Asaria gegee. Daar moes 'n nalatenskap vir Simeon wees, 'n seun wat sy naam kon voordra. En my liefste skoonsis Miriam, geliefde vriendin, het oornag verander in 'n bitter, harde vrou. Na 'n nag met Asaria, nou ons man, het haar eens lagende mooi oë my met wrevel en haat oral vervolg. Ek het elke nag met Asaria gehaat. Sy afkerende welles tot in my gebeentes beleef. Hy het 'n plig gehad om te vervul en ek was die voorwerp van die onmin in sy eens gelukkige huis. En stilte het my sluier geword. Miriam se dogter, haar enigste, was al 4 toe ek swanger raak. En die haat in Miriam het by haar oë en haar mond uitgespoel oor my en deur my. Asaria het gesterf voor ons baba se geboorte. Die smart het van Miriam 'n redelose maadier gemaak. Vrees bevange dat ek 'n seun sou baar wat haar en haar dogtertjie se erfenis sou kon steel. Sy het in die nag gekom, my bewusteloos geslaan en my ongebore baba daarna met wrede hande uit my uitgeruk. Ek is in 'n bebloede bondeltjie na my pa toe teruggestuur. Na weke was my liggaam soort van heel, maar my hart vergrys. Niemand wou my glo as ek vertel van die haat en die vernieling nie. Niemand wou luister nie. Na 6 maande is my pa 'n handvol goue muntstukke betaal en is ek verkoop aan 'n ryk handelaar. Hard en gierig het hy net belang gestel in 'n erfgenaam. Sy ander 2 vroue het albei net dogters gebaar en ek, nommer 3, moes so gou as moontlik 'n seun in die wêreld bring. Hy het dus aand na my aand het hy my laat kom en sy hande, sy leef wreed. My eie pynlike gille teruggesluk totdat die duisternis oorneem. Na 2 jaar het hy besef dat my liggaam nie 'n baba kan behou nie en as ek soos 'n sak ou vodde op my pa se trappe uitgeskit. My pa se ou vriend, 'n weewenaar, was volgende. Chaim was goed vir my ten spyte van sy kinders se teenkanting. Maar 3 maande na ons trou het hy in mekaar gesak en gesterf. En ek moes weer eens by my ouerhuis gaan bedel vir 'n plekkie om te slaap. Hierdie keer het my pa my verkoop aan 'n vetman wat kos verkoop het aan reisigers en die bruidsprys 'n vet skaap en 'n sak vol koring. Genadiglik was hy nie te veel gepla oor my lyf nie.
Net so nou en dan as die wyn sy onmagtige manlikheid vol bravade gemaak het hy oor my geslobber. Maar ek het geleer om die tekens raak te sien en dan maar sy wynbeker volgehou, sodat hy later oor homself sou invou. Ek moes op 'n omgekeerde drom platbrode bak op die vuur, knie en vou, bak en pak. En dit het die ritme van my lewe geword, waar ek hurkend oor die warm vuur my deel moes doen. Op 'n dag het 'n groep vroue verbygeloop en ek het bly nader gegaan, bly van die weersien van speelmaats van 'n leeftyd gelede. Een van die vroue het verskrik weggedeins toe ek my hand in 'n vriendelike groet na haar uitsteek. Hulle het mekaar se hande gegryp en van my af weggedraai en laat spaander in 'n ander rigting. Maar nie voordat ek die harde, wrede woorde gehoor het nie. Dit was asof die dorpse mense my skielik raak gesien het, maar nie met sagte oë nie. Wrede woorde het op my begin reën waar ek ook al gegaan het. Ek het later gehoor het was Miriam wat die storie begin het. Vervloekte, onvrugbaar, goed vir niks, verwerplike, misgeboorte. En skielik was alles wat verkeerd gegaan het in die dorp my skuld. Ek het 'n teken geword vir al die venyn wat in 'n bose tong en 'n wrede hart opgesluit kan lê. Ek het in die diepste donkerte van my menswees begin vasdraai. Dag na dag het die donkerte in my oorgeneem, my hooploos gemaak, my versmoor, my mantel van stilte dieper geweef. Toe ek die hoeveelste keer die platbrode verbrand, het die vet een sy onmagtige menswees op my losgelaat en ek het bebloed in die straat bly lê, weer 'n keer uitgesmyd. Weer 'n keer was die grond onder my hart en die hemel bokant my harder. Jeter die herbergier het my daar opgetel en na sy huis geneem. Hy het die bloed van my afgewas en my versorg totdat my lyf heel was. Jeter se huis was vir my 'n sagte skuiling teen die harde wêreld. Hy het my met sagte oë en 'n sagte stem uit my donker kokon uitgehaal. Maar die dorpse mense het egter nuwe gif gekry om oor my uit te stort. Ek was immers die rede dat 'n goeie man nou besoedel is. Ek die vervloekte wie se tong uitgesny is. Sy vriende het die rug op hom gedraai en ek het in my skaamte weggedraai van die lewe, maar in stille rebellie, my kop omhoog, die doodsheid in my hart probeer besweer. Oor die volgende jare het ek in 'n dakkamer op Jeter se huis aangebly. Gereeld het hy my nader getrek en onwillig gelos as ek verstyf het. Maar tog kon hy my laat glimlag met sy lawwe praatjies en 'n sagte aanraking. Ek het vir hom huis gehou, gekook vir sy kliënte, eintlik maar net reisigers van ander plekke, want die dorpenaars, sy eie mense het weggebly. Ek het maar altyd in die agtergrond gebly, altyd die stilte soos 'n mantel om my. Hy het my elke jaar op die eerste dag van die eerste maand gevra om te trou, en ek het elke keer geweier, van net dalk is ek reg vervloek. Net dalk bring ek nog meer ongeluk of erger dood oor hom. Ek het elke dag op die warmste uur van die dag gaan water skep. Seker dat ek onder hierdie koperhemel alleen sou wees. En daar buite kon ek asemhaal, my skanse so bietjie laat sak. Ek het self soms 'n bietjie geneerie as ek na die put toe stap. Dit was so goed vir my om vry te wees, al was dit net 'n kort uurtjie op 'n dag. Een snikhete dag was daar 'n man by die put. Ek wou terugdraai, maar dit was te laat. Hy het sy hand uitgesteek en my gevra vir water. Ek het dadelik gehoor dat hy 'n Jood was. 'n Joodse man het met my, die uitgeworpene, gepraat, dis ongehoord. So lank nou al was Jeter die enigste mens wat met my gepraat het, ek was skoon verskrik. Meer nog, die Jode het ons, die afvallige Samaritane, dan verag. My stem was baie hees toe kom vra,
Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om iets te drink, ek wat 'n Samaritaanse vrou is? Ek wou eintlik byvoeg, ek wat die verwerplike, die vervloekte ene is. Maar hierdie man het met sagte oë na my gekyk. Het was sommer asof hy deur my kyk en sy antwoord het my verstom. As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Wat 'n vreemde ding om te sê. Eers vra hy vir my water en dan sê hy, daar's een wat vir my lewende water kan gee. Ek moes lag. Kan jy glo? Ek het met 'n wildvreemde man gepraat, 'n Joodse man, as die dorpse mense my nou kon sien. Meneer, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie. Hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Die man se antwoord was vreemd, maar sy stem het my nader getrek. Ek moes meer hoor. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Ek het skielik besef dat hy dalk die antwoord is. Dat hy iets het wat sal maak dat ek nooit weer in die hitte van die dag sou moes kom om water te haal nie. Ek het my hand na hom uitgesteek, besef wat ek doen en dit dadelik terugtrek, agter my rug weggesteek en ek wou pleit, by sy voete neerval en smeek dat hy my sou help. Meneer, asseblief gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors hoef te kry en hier hoef te kom skep nie. Die man het geglimlag, asof hy geweet het wat ek ons eintlik vra. Hy het sy hand op my skouer geplaas en baie diep in my oë gekyk. Gaan roep jou man en kom hier. Ek het gevoel of die berge op my kan invul. My man, ek het nie 'n man nie. En die man het sonder om te aarzel gesê, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. In daardie oomblik het ek geweet hy kan sien tot in my klein dogtertjie hart. Hy het my verlore jonkwees drome gesien, my stikkende vrouwees gesien, my leë arms gesien, elke vloekwoord, elke harde hou, my pyngille van onthou, elke uur van donker stilte, en ek het geweet, hy weet. Ek kon skaars die woorde oor my droë lippe kry. Hoe kon hy weet? My tong het sommer van self gepraat, so asof het geen keer gehad het nie. Ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Die man het geglimlag. Het is asof hy geweet het dat my tong skielik geen keer gehad het nie. Asof hy geweet het die stilte kan nie bly heers nie. Sy woorde het my laat snak na my asem. Dis ek wat met jou praat. Hy het nog 'n klomp goed gesê waarvan ek niks verstaan het nie. Maar my hart het dit gehoor. Agter hom het ek 'n groep mans sien nader stap. En ek het gevoel hoe vrees om my draai. Hulle het hom duidelik geken. Ek het vraend, of was dit dalk geskok? Hulle het vraend, of was dit dalk geskok na hom gekyk, terwyl hulle onderlangs brom en rondkyk, asof hulle gevaar te wagte was. Hy het egter die hele tyd stip na my gekyk. Ek het nie geweet dat een mens met soveel liefde na 'n ander kan kyk nie. En die vrees het stadig van my af weggegly. En ek het geweet, niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Hy het sy kop liggies geknik in die rigting van die dorp.
Ek het gehardloop. My rok knopend tussen my knie en my voete het skaars die grond geraak en toe ek hardloop het ek geskree verheter vir almal wat geskok aan my aangestaar het. Kom kyk, hier is 'n man by die put wat vir my alles vertel het van my lewe. Hy is die Messias. Hy is die Messias. Ek was so 'n spektakel, gillend en stralend. Mense het uit hulle huise uitgehardloop, my oop mond aangegaap en na die put toe begin hardloop. Ek het Jeter se hand gegryp en babbelend probeer vertel wat gebeur het. Hy het my in sy arms gegryp en teen sy bors vars gedruk en saam met ons na die put toe gehardloop. Saam met ons by sy voete gaan sit en saam is ons later gedoop. Die dorp het in een middag verander. Mense wat jarelang kwaai vriende was, het weer begin saamkuier. Miriam het 2 dae later gekom. In trane het sy voor my neergeval en vergifnis gevra. En ek en Jeter is daardie selfde week nog getroud. Ek het vir hom 'n liefdeslied gesing, terwyl ek 7 maal om hom gestap het. Nuus van die wonderwerke en die woorde van Messias het ons so nou en dan bereik. Maar dis eers 'n hele paar jaar later wat Filippus ons weer besoek het, en wat ons gehoor het van die verskriklike kruisdood en die opstanding van ons Messias. Ons harte was gebreek. Maar toe hy vertel van die dag wat die Gees uitgestort is op sy volgelinge, het ek onthou. Ek het onthou wat hy vir my by die put gesê het. Vrou, glo my, daar kom 'n uur en dit is nou, waar die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. My hart het elke woord onthou, en toe ek dit uitjubel het, Filippus my met 'n glimlag aangekyk. Jy het reg onthou. Johannes het dit net so neergepen. In daardie oomblik het ek geweet, my lewe was een lang seer. Maar by die put van Sigar, wat einde beteken, het my storie, sy storie geword. En ek het geweet, hy het my ontmoet by die put, sodat jy, geliefde, hom kan ontmoet by die put. Dis 'n lang storie, maar dit was 'n lang lewe wat gelei het tot daartoe. Die rede hoekom Vader vir my hierdie skrif gegee het is, of hierdie storie gegee het is, ons ken die storie van die vrou by die put, ons kan almal ken haar storie, maar wat onthou ons van haar, behalwe dat sy die Messias ontmoet het by die put? Slegte vrou. Waar in die Bybel staan daar dat sy 'n slegte vrou was? Daar staan sy het 5 mans gehad. En die een by wie sy gebly het is nie haar man nie. Maar iewerste deur die kerk eeue is daar preke oor haar gegee wat sê sy was 'n slegte vrou. Ek het spesifiek scenario's gebruik in hierdie storie waar volgens 'n vrou geskei mag geword het. As 'n vrou haar kos verbrand het of op 'n gereelde basis die kos verbrand het, kon 'n man haar skei. As sy kinderloos was, kon 'n man haar skei. As haar man dood is sy gegee vir haar swaar. Dis goed wat Hebreërs is. So, ons verwysing van haar is dat sy 'n slegte vrou was. Maria Magdalena, waar staan dit in die Bybel dat sy 'n prostituut was? Nergens. Daar staan, daar 7 demone het uit haar uitgegaan. As ek en jy tot bekering gaan, dan moet goed soos woede gaan. Is 'n demoon. Daar's nog 'n paar wat ek kan noem. Wat ek en jy van bevry is, die oomblik toe ons tot bekering gekom het. Maar jy sien, die wêreld kyk na mense, kyk na vrouens. Ons kyk na mense
en ons maak 'n storie op wat ons pas. Net soos Rahab. Dis nou 'n ander enetjie. Wow, Rahab. Nee, sy was 'n innkeeper. Met ander woorde, sy het 'n restaurant, nie 'n restaurant, nie hotelbedryf. Nee, die woord sê sy was 'n prostituut. Want jy sien, daar moet ook daardie geskiedenis wees. Sodat ek en jy kan leer uit hierdie vrouens se lewens uit. Ek bedien verlede jaar in Keimoes. En ons praat so 'n bietjie oor, ek wil amper sê die leuns wat ons glo oor mense, die tags wat ons aansit in mense, die tags wat die vyand aan ons kom sit. Kom ons vat nou maar hierdie vrou by die put, die tag wat sy saamdra, sy's lankal al nie meer hier nie. Maar vir eeue glo ons sy was 'n slegte vrou. Haar geskiedenis is opgeteken en iewers het iemand besluit sy was 'n slegte vrou, dis kom sy 5 mans gehad het. Wat is die tag wat ek en jy dra in die gees? Ek verduidelik dit altyd vir die ouens so, dis nie 'n lekker een om oor te praat nie, maar dis 'n realiteit. In Vogwel was daar op verskillende stadiums 3 vrouens wat hulle mans doodgeskiet het. Al 3 is deur die hof vrygespreek. Al 3 is deur vader vrygespreek. Sit in die hoompie en een van hulle kom verby. Dis die vrou wat haar man doodgeskiet het. Ons hou daai tags lewendig. Ek wou vertel van ek is in Keimoes. En ek het net daaroor gepraat oor goed soos dat 'n vrou kan geskei geword het as sy die kos verbrand het of as sy kinderloos was of wat ook al. En 'n vrou staan op, sy het 'n spraakgebrek. En sy's eintlik Engels, maar sy praat nou Afrikaans. En sy sê, vader praat lankal al met haar, dat sy moet 'n public speaker word. Maar sy het 'n ernstige spraakgebrek. Sy sê, en sy het net daar besluit, daai vrou se storie, het haar, dis nou hierdie vrou waarvan, ek het nie, die storie was toe nog nie geskryf nie, ek het net bietjie vertel daaroor. Sy sê, hierdie vrou se storie, het haar laat besluit, sy moet opstaan, want die mense gaan haar net onthou dat sy 'n spraakgebrek het. Sy moet opstaan, en sy moet doen dit wat vader vir haar gesê het, dis waarvoor ek jou geroep het, om public speaking te doen. Met haar verskriklike, moeilike praat sy, en nog in Afrikaans ook. En sy bid daarna, en sy bid en sy sê, Vader, asseblief gaan sê vir daai vrou, ek is so jammer dat ek haar beswadder het, my hele lewe lank. Dit was my een van die kosbaarste, ek wil amper sê reinste oomblikke. Want weet julle wat, iewers het iemand besluit, dat dit 'n slegte vrou was. Iewers het iemand besluit, maar ek weet dis een of ander pope of 'n ding wat gepreek het oor Maria Magdalene hier in die 900s en toe besluit het, sy val onder die slegte vroue van die woord. Maar wat is jou storie? Dit gaan oor wat is jou storie? Wat is dit wat jy nalaat? Ja, hierdie vrou by die put het vir ons 'n wonderlike nalating gebring, né? Want sy het 'n hele dorp omgekeer. Sy was die eerste sendeling na 'n heidene nasie toe. So amazing. Ons onthou haar eintlik vir die verkeerde dinge, maar ons onthou haar ook want haar storie is dan bietjie slegter as myne. Jy weet, ek het daarom dalk nou net 1 man gehad of 2 mans gehad of wat ook al. So haar storie is 'n bietjie slegter, so dit laat my so bietjie beter voel oor wie ek is. Die vrouens in die Bybel, ek en die manne ook, maar die vrouens in die Bybel gee vir my en vir jou resepte hoe ons moet lewe. Die Bybel is 'n handleiding, dis 'n resepteboek. So hy kom gee vir ons resepte van hoe ons moet lewe. En ek wil spesifiek na 2 stelle vrouens kyk. So as julle Bybels kan oop kry by, het ek net gou gekyk, waar is dit? Ja, 2 Timoteus 1 vers 5. Ons kry daar die gedeelte oor Timoteus,
Dis 'n brief wat Paulus vir hom skryf en hy praat Timoteus aan en hy sê, jy moet opstaan, jy moenie laat iemand dink jy's nie bevoeg omdat jy nog jonk is en so aan nie. Maar dan in vers 5 lees ons van Eunice en Lois, Timoteus se ma en sy ouma. Ons lees niks verder van hulle nie. Dis net daai een sinnetjie. Timoteus se ma, Eunice en Lois sy ouma het hom geleer aangaande die woord en die wil van God. En ons kan nou sê, hulle is so insignificant. Daar's niks insignificant van wat hulle gedoen het nie, want hulle het 'n seun groot gemaak wat 'n reuse oes het. Hulle deel aan daardie oes, want hulle het hom voorberei vir die dag wat Paulus hom ontmoet het en Paulus hom kon leer om verder te gaan. So as klein seentjie het hy alreeds begin, ek wil amper sê instap in sy calling in. En nou is dit 'n wonderlike storie en ons wens almal, ons het so dit reg gekry met ons kinders. Die feit dat ek in bediening is, beteken glad nie dat my kindertjies gaan volg in my tensy vader 'n absolute wonderwerk doen. Maar die feit van die saak is, hulle het nie gedink, dit gaan nie werk nie. Hulle het volgehou en geglo dat Vader het gesê, train up a child when he's young, and he will come back to that truth. En dalk dink ek en jy nou, ja, dit sou gaaf wees as my kind eendag 'n prediker is of wat ook al. Hy moet dalk net die een wees wat iewers te net vertel. En die ou vir wie hy vertel, dis die ou wat die oes inbring. Maar jy sien, as ek en jy nie besef, ons het 'n rol te speel. Ons het 'n rol te speel in die volgende geslag. Ons het 'n rol te speel in die tyd waarin ons gebore is. Ek gaan nog een stel van 2 mense gou met julle deurwerk en daarna gaan ons bietjie praat en julle gaan met my praat. Okay, laat ek net gou kyk waar is, ek wil vir julle die skrifgedeelte gee. Okay, nou moet ek deur die hele boek gaan. Want ek kan nie onthou watter afdeling staan dit nie. Okay, ons sal kyk by ek het dit nogal gisterand gecheck, nou kan ek nie onthou nie. Okay, het julle al gehoor van Euodia en Syntyche? Nog nooit van hulle gehoor nie. Hulle staan iewerste in Filippense, dink ek, kies hulle. Filippense 4 vers 2. Ek wil hê iemand moet dit vir ons lees asseblief, want dit is baie belangrik. Dit is 2 vroue en hulle name is opgeteken in die woord. Euodia en Syntyche. Wie is eerste daar wat vir ons kan lees? Lees sommer van vers 1 af asseblief. Lees maar Adel, jy lyk of jy reg is. Gaan my so 'n bietjie verder, ek dink tot so by vers 5. Okay, is reg, dankie. Okay, daai vertaling sê, wat saam met my gestry het vir die evangelie. So ek wil nou sommer hê julle moet dadelik weet wat dit beteken. Dit gaan nie oor, hulle het met hom gestry oor die evangelie, hulle het saam met hom gestry. Maar die sin begin met, ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesindheid in die gees na te streef. Onthou nou, Paulus skryf hierdie briewe en hy skryf dit aan spesifieke gemeentes. En in hierdie gemeente is daar
baie mooi goed, daar's amazing goed wat in Filippense gesê word. Maar tog skryf Paulus hierdie brief en hy sê, ek vermaan hierdie twee vrouens. Ek ken hulle. Hulle het saam met my gestry vir die evangelie. Hulle het saam na hierdie pad gestap. Maar wat gaan daar aan? Skielik is hulle nie meer eensgesind nie. Want dit is 'n vermaaning. En nou is die vraag vir my en vir jou, waarvoor gaan ons onthou word? Wat is ons nalatenskap? Hoe gaan mense ons onthou? As mamas wie se kinders op die ou end die pad gevat het en hom stap, ek bedoel nie die pad van die verlore seun nie, ek bedoel die pad gestap het van voorbereiding vir die bruidegom wat moet kom. Of gaan ons onthou word vir die feit dat ons nie net saam met ons nie in eensgesindheid was, dat Euodia en Syntyche was nie eensgesind met mekaar nie, maar hulle het verdeeldheid in die gemeente gebring. En die God van die heelal teken hulle name op, want die Gees het dit mos nou gegee. Hy teken hulle name op en vir ewig en ewig, totdat die koning kom, staan hulle name vir verdeeldheid. Maar dis name wat ons soms so verby lees. Dis nie belangrik nie, maar is baie belangrik. Want hy sê vir ons, julle moet streef na eensgesindheid in die Gees. Vader is besig om die liggaam by mekaar te maak. En wat bring verdeeldheid? Wel, eie ek is die eerste ding. Die tweede ding, daar is soveel verskillende leringe. En wat ons partymal nie verstaan nie, is dat Vader gee vir ou een ding, en dis sy deel wat hy moet gee. En die ander ou het 'n ander ding. Maar nee, jy praat nou op 'n ander manier as ek, so ek wil niks met jou te doen hê nie. Hoe kan ons eensgesindheid bewerk? Hoe kan ons mekaar se hande vat as ons nie eers genade het met mekaar nie? As daar iets is wat hierdie ou sê wat verkeerd is, het ek en jy dalk nodig om hierdie ou te gaan sit en sê, maar hoekom verskil jy van my? Kan ons saam in die woord gaan kyk, met 'n leerbare gees gaan? So, my twee voorbeelde wat Vader vir my gegee het, wat ek nou vir hierdie oomblik nou eers met julle praat, of die 3 voorbeelde is, die vrou by die put. Wat dink ek van ander mense? Wat is die storie wat ek saam met my dra? Wat maak dat mense 'n leuen glo? Maar ook, wat is dit wat ek nodig het om by die put uit te kom mee en daar te gaan neerlê? Sigar beteken die einde. Vandag kan die einde wees van dit wat jy saam met jou dra, daardie verskriklike las van not being loved, van ek is nie goed genoeg nie. Want in daai storie kon jy hoor dat daar by elke storie, behalwe by die eerste gedeelte, was daar iets van sy's nie goed genoeg nie. En die vyand kom net en hy vertel net vir ons as mens, jy's nie goed genoeg nie. You don't make the grade. En vandag is daai put van Sigar. Vandag is die dag wat jy kan sê, hier haal ek hierdie tags af, hier sit ek hierdie ding neer. So, kom ons raak so 'n paar minuutjies stil en dan wil ek aangaan. As jy iets moet neersit, sit dit neer.
Jy kan verder hierdie gaan deurbid by die huis. Dit is belangrik dat jy gaan sit. Gaan sit by daai put. Vra vir Vader, wat is dit wat U wil hê ek moet hier neersit? Nou wil ek vir jou vra. Raak so 'n bietjie stil. En dan wil ek hê jy moet bietjie dink, watter vrou in die Bybel fascineer jou? En ek dink ons almal gaan sê Ester. So kom ons haal vir Ester uit die prentjie uit. Ons het al so baie preke oor Ester gehoor, né? Watter vrou in die Bybel fascineer jou? En hoekom? Dink so 'n half minuut daaroor en dan gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Ek wil nou hier gaan soek nou 'n bietjie daar, gaan delf nou so 'n bietjie in die bladsye en gaan haal nou 'n bietjie daai interessantes uit. Goed, wie is bereid om te gaan en te sê? Dis die een wat ek van nou Fransie. Rit. Okay. Mooi storie, ja. Okay. Iemand wat iets wil byvoeg by hierdie storie van Rut en Boas, voordat ek iets byvoeg? Wat is daar wat julle voel, wat julle wil byvoeg by dit wat Fransie gesê het? Okay. Rut is een van die mooiste skrifskilderye van die bruid van Christus. Want sy verteenwoordig die bruid uit die heidene nasies uit, en Boas se naam beteken in him is strength, en hy is die kinsman redeemer, so ek wil amper sê, hy speel die rol, hy verteenwoordig dan nou Jesus Christus, die bruidegom. Maar daar's ongelooflik baie profetiese, ek kan 'n hele teaching net daaroor doen, die boek is ook in wording. Ons kry baie plekke in die skrif, Vader se measurements, 30voudig, 60voudig, 100voudig. Rut kom by die land en sy tel are op, 30voudig. En dan gaan sit sy by hom, hy nooi haar en hy sê, kom sit hier by my en hy eet, kom eet. En dan voer hy haar, hy gee vir haar. En dis die 60voudig wat sy uit sy hand begin eet. En dan as sy by hom, by sy voete gaan lê en sy vir hom sê, trek jou mantel oor my, vra sy eintlik vir hom, trou met my. En dan laai hy, nou in die Hebreëus is daar 'n amazing speling van woorde, waar hy laai 6 op haar. Nou ons, die vertalers het gesê 6 mate gars, maar as jy gaan kyk in die Hebreëus, dan staan daar, hy laai 6 op haar. En as jy gaan lees, dan lyk dit asof sy dit voor haar dra, maar dit moes geweldig baie gewees het. As jy nou gaan kyk na die mates wat hulle daarvan praat. En dis die 100voudig wat hy vir haar gee, en die bruid dra die mensdom in haar baarmoeder. In Hooglied staan daar, haar maag is 'n hoop koring wat omring is met lelies. Sy dra sy's vrugbaar vir die oes, want sy sien die mensdom. Sy werk in die oes. Dis Rut se storie, is die bruid wat in die oes is, wat besig is om die oes in te bring.
En hy kom lê dan op haar hierdie wonderlike belofte, dat eintlik sê hy vir haar, ek gee vir jou die mensdom, die bruid van Christus, dra die oes. Ons is vrugbaar met die oes. Weet julle dat ek glo met my wese dat daar 'n baie groot oes gaan inkom, voordat ons koning gaan kom. Hy gaan kom met 'n outpouring. Hy gaan daai mate op ons neerlê. Maar daar is nog baie meer. Eendag doen ons rit. Okay. Maar gaan kyk na rit en gaan soek die 30voudig, die 60voudig, die 100voudig. Ander interessante ding, op die tafel is die boek Sy lag vir die dag wat kom, en dis die Spreuke 31 bruid. En ons kamp daaroor in November. Okay, maar ek gaan nie vers vir vers doen nie. So as jy daai boek nou kan deurwerk, sal dit eintlik amazing wees as jy gaan kamp. Maar as ons gaan kyk na die Hebreëse woorde vir die deegsame vrou, dan is dit Eshet Chayil. Dit beteken Eshet is ek kan nou nog 'n uur praat, kan ek asseblief? Want ek sien ek het net 5 minute oor. Okay, ek gaan vinnig vir julle sê. Okay, ek moet dit vir julle verduidelik dat julle besef hoe awesome is dit. Hy's die Alef en Taf, julle weet dit, die begin en die einde. Okay, Alef Taf. Ek het nou nie iets om dit mee te teken nie. Maar luister wat ek vir jou sê. Hy is die Alef en die Taf, die eerste letter en die laaste letter van die alfabet. Okay. Die bruid, die Spreuke 31 vrou, ons is nie hoef ons die Spreuke 31 formidabele vrou te wees nie. Gooi daai spook weg. Die bruid is die Spreuke 31 vrou. So die bruid, Eshet, is Alef en Taf, met 'n shin in die middel. Shin staan vir Shaddai. El Shaddai, hy is die allerhoogste, hy is in haar. Hy is die Alef Taf, sy is die Alef Shin Taf. Sy is, as hy in haar is, dan word sy Eshet, en Chayil beteken, it's a force, dis 'n army, dis strength, dis alles wat amazing is, wat ons voel, ons is nie genoeg nie, but we are. Die enigste vrou in die woord, wat Eshet Chayil genoem word, is Rut. Boas sê, ek weet, jy is Eshet Chayil. Okay, ons sal ander dag oor Rut praat, want daar's baie meer. Okay, gou nog, wie het nog interessante een? Jakob se vrou. Sy Hagar. Ja. Ja, Hagar. Praat sy met jou? En uit haar uit kom Ismael. Ismael het 12 seuns. En hulle is almal die bloedlyn van Abraham. Hulle moet inkom. Hulle word ingeroep. Want sy het gesê, he is the God that sees me. Okay. Ons kom baie oor haar praat. Nog iemand? Watter vrou fascineer jou? Jochebed. Al 3 haar kinders, wat is die woord, impakteer 'n nasie en meer. Jochebed se ma verseker. Kyk, kom ons kyk gou na nog 'n paar interessante ma's. Rispa, ken julle van Rispa? Het jy al gehoor van Rispa? Net so 1 of 2 sinnetjies in die Bybel. Kom ek lees gou vir julle, waar is haar naam? 2 Samuel 3 vers 7 en 2 Samuel 21 vers 8 tot 12. Ek gaan nou vinnig praat, ek dink sy was Saul se byvrou. Ja, sy was Saul se byvrou. En op 'n stadium toe sê die Gibeoniete, Saul het met ons 'n verbond gehad. Nee, ons het 'n verbond met Israel gehad, maar Saul het die verbond verbreek, so ons eis ons pond vleis. En Dawid sê dis okay, wat wil julle hê? En hulle sê dat al Dawid, Saul se kleinseuns
want sy seuns is toe lank al vermoor, ja. Sy kleinseuns moet nou, al daai prinse moet vermoor word. En dan gaan lees ons van Merab. Merab was Saul se oudste dogter, wat eintlik Dawid se vrou moes geword het, toe hy vir Goliat oorwin het, okay? En haar seuns en Rispa het een of twee seuns, ek kan nou nie onthou hoeveel seuns het elkeen van hulle gehad nie, maar daar is op die ou en 7 seuns. En hulle word opgehang. En Rispa vat 'n sackcloth, en sy gaan gooi dit op die rots. Ek weet julle nou begin profeties dink, luister wat ek sê. Sy vat sackcloth, sy gaan gooi dit op die rots, en daar staan, dat sy by die lyke gewaak het, wat gehang het. En sy het in die nag die roofdiere weggejaag, en in die dag het sy die roofvoëls weggejaag, sodat hulle nie naby die lyke kon kom nie. En dan hoor Dawid wat sy gedoen het, en dan sê hy, gaan haal af die lyke, en ons begrawe hulle almal. Wat is die profetiese storie? Ook 2 Samuel 21, vers 8 tot 12. Die eerste een dink ek amper is net waar dit genoem word, dat sy die byvrou is, en dan in die ander, die tweede gedeelte is, waar ons haar storie lees. Okay. Rispa verteenwoordig 'n mamma, wat die roofdiere en die roofvoëls weghou van haar kinders af deur haar gebed. Sy weet wie is haar rots, en sy gaan sit op haar rots, en sy gaan pleit vir haar kinders, en sy sê, hierdie goed gaan nie naby my kinders kom nie, en as hulle naby gaan kom, gaan ek aanhou bid, totdat daar deurbraak is. So dis nou sommer net in vandag, ek gaan nog enetjie vat. Wie se dogter? Jefta se dogter, oh my word, ja, daar is 'n ander enetjie. Jefta, wie weet julle wie is Jefta se dogter? Jefta is 'n rigter, en hy het 'n vreeslike kosbare dogter gehad, van wie hy vreeslik lief was. En toe is daar een of ander iets wat gebeur, en hy maak 'n belofte, en hy sê, as hulle hierdie geveg wen, dink ek amper is die regte ding, nee, dan gaan hy die eerste ding wat uit sy huis uit gehardloop kom en hom kom tegemoet gaan hy offer. Wat 'n dom ding om te doen. En toe kom sy dogter uitgehardloop, en toe hou hy sy woord. Toe hou hy sy woord, en hy offer sy dogter, maar sy het toe nog gesê, sy gaan eers saam met haar vriendinne afsonder, en hulle aan God wy, en dan gaan sy kom. So daar's sulke kosbare stories. Ek het nou nog een gedink wat 'n belofte gemaak het. Ja, okay, Hanna. Het jy al daaraan gedink? Die oomblik toe Samuel gespeen was, vat Hanna om terug, en sy gaan gee hom vir Eli. Eli se reputasie was nie baie goed nie. En sy gaan gee hom vir Eli. Hoekom dink julle kon sy dit doen? Daar's 'n baie belangrike ding, hoekom sy dit kon doen. Ons lees nie hierdie goed in ons Afrikaanse en Engelse Bybels nie. Sy het nie gevra vir 'n seun nie. She asked for the seed. Wat is die belofte wat God vir Eva gee? Jou saad sal die vyand oorwin. Hanna, is die tyd van rigters, en dan kry ons Samuel, so dis daai oorgang. En Hanna kyk, want dis chaos. Elke keer as een of ander rigter net so bietjie slap laat lê, dan is daar chaos, en dan staan daar elke oud gedoen wat hulle moet doen, wat hulle wil doen. En Hanna besef, daar moet 'n saad kom. I will give my womb to carry the seed. Ek gaan 'n kind groot maak. Ek gaan 'n kind in die lewe bring wat die Messias kan wees. En dan weet ons, Samuel was nie die Messias nie, maar weer eens is hy 'n verteenwoordiger van wat 'n verlosser is. Wat bid ek en jy as ons 'n kind wil hê? Baie selfsugtig, ek wil 'n kind hê. Vader, gebruik my kind, of wat ook al. Hanna het geweet, if this boy is the seed,
dan kan ek hom nie alleen groot maak nie, omdat hy in die teenwoordigheid van God groot word. En dis hoekom sy hom kon gee. Maak 'n groot verskil. So, daar is 'n boekie op die tafel, die vrou van die Bybel. As jy belangstel om bietjie verder te gaan soek, maar gaan ondersoek die Bybel, gaan kyk bietjie wat is die storie agter die storie. En as daar nie 'n storie agter die storie is nie, gaan dink net 'n bietjie, hoe het hierdie vrou se lewe gelyk? Wat het haar gebring om op hierdie plek te kom, waar sy nou is? Daar's die wonderlikste resepte vir die lewe. Moet ek klaarmaak? Ja. Gaan bestudeer die vrouens van die Bybel en kom bietjie agter wat leer jy by elkeen van hulle. Gaan gou een laaste een, Noag se vrou, wat is haar naam? Wat is Noag se vrou se naam? Hulle sê nie. Haar storie word nie eers geskryf nie. Maar sy het 'n baie belangrike man gehad wat 'n opdrag van God gekry het. My vraag is, dalk het sy vir hom gesê, jy is mal. Ek weet nie, want haar naam word nêrens genoem nie. Maar sy's gered, sê die woord, op grond van Noag se geloof. Ons mans kry partykeer sulke idees, of 'n opdrag van God, waar staan ek en jy ten opsigte van dit? Ondersteun ons hulle of sê ons, jy's mal, jy kan dit nie doen nie. Jy, jou ouderdom, jy's seker lekker laaf. Kom ons leer by Noag se vrou. Vader het nie haar storie opgeteken nie. Daar was niks significant wat sy gedoen het nie. Maar daar's 'n klomp ander vrouens wat se name nie eens opgeteken is nie, maar wat hulle gedoen het, staan vir ewig. Lot se vrou was eintlik vry, en sy kon nie ophou om agtertoe te kyk nie. As klomp, gaan kyk bietjie, daar's amazing goed oor die vrouens. Ken julle vir Ketura? Weet julle wie is Ketura? Abraham se vrou, weet julle van haar? Midian se ma. Midian was ook 'n groot volk, Israel gehad. OK, dis baie. Kom ons sluit af. Kan aanhou. Aba Vader, dankie dat U vir ons 'n woord gegee het vol van die grootste en die mees awesomeste skatte. Vrouens, doodgewone vrouens. Huisvrouens wil ek amper sê. Wat 'n verskil gemaak het, wat se stories 'n verskil gemaak het in die wêreld. Maar Abba Vader, dan lees ons van Euodia en Syntyche, hulle wat geesvervuld was en tog nie in eenheid was nie. En U het gekies om hulle name vir ewig op te teken. Abba Vader, laat hulle name vir ons 'n les sal wees. Help ons om by ruspad te gaan leer wat dit beteken om onophoudelik te bid. Help ons by rit te leer om te sê, maak nie saak wat nie. Ek kies God se manier van doen. Dankie dat U ons elkeen se naam ken. Ons loof U daarvoor. Amen.